Ek wil net almal 'n geleentheid gee om te sit en dat ons rustig kan raak, want die Here gaan van die eerste sekonde af praat. En ek wil nie jy moet mis op dit nie. So, kom ons gee net kans dat almal kan gaan waar hulle moet gaan. Terwyl ek besig was om aanbidding te doen, het ek 'n paar gesigte gesien wat die Here my gewys het. So ek wil dit met julle deel. Net nadat ons die sondebelydenis gedoen het, toe sien ek, daar kom 'n spierwit kuibeltaai. Nou, ek weet nie eens wat noem jy die ding in Afrikaans nie. Maar as ek sê kuibeltaai, dan weet almal. Hoor gou hier. 'n spierwit een en hy trek die drade, alles, so bymekaar. Nou wie ken 'n kuibeltaai redelik goed? 'n Kuibeltaai. Hè, het al met hom gewerk. Jy weet, hy's goed, hè? Is hy goed? Julle, kyk, daai ding is uit plastiek gemaak, maar joh. Nee, ek gee nie om wie het hom uitgevind nie. Nee, maar daai ding's goed. So plastic is fantastic. Sorry dat ek dit nou so sê, né? Maar jeggie. Die ander goed breek af, dan sê hy kuibeltaai nog daar, dan hou hy nog, hè? Het julle dit al gesien? 'n Kuibeltaai is 'n verskriklike sterk ding. So, die Here kom nadat ons die sondebelydenis gedoen het, en ek sien 'n spierwit kuibeltaai wat vasgetrek word om kabels en hy trek hulle bymekaar. En hy hou hulle daar. So ek wil gou vir julle sê, ek weet dat die Here vanoggend vir my gesê het, dat jou belydenis het hy gehoor. Nou, en nou, hoor wat sê die Here, sal die dinge nie net meer loshang nie. Julle weet hierdie lekker los Christendom. Julle weet daai lekker los een, nou sondig ons 'n bietjie en nou nie, en nou luister ons 'n Christelike liedjie, nee, en dan nou, as ons op 'n ou bekende wêreldse liedjie op die radio, dan is ons nou weer daar. Jy weet, daai lekker los Christendom. Jy is of jy is nie. Julle luister gou hier. Jy kan nie van duisternis wees en van die lig nie. Jy kan nie, jy gaan moet kies. Julle weet julle hoeveel mense wat dink hulle gaan hemel toe gaan hel toe. Mooi mense. Mooi vat jou nie hemel toe nie, hoor. Ek gaan vandag vir julle sê, 'n ware, oorgegeede lewe aan Jesus Christus gaan jou in die hemel kry. Julle hoor van my. Weet julle wat? Ek voel net skielik ek moet hierdie nou vir julle sê voor ek hierdie skrif lees. Hoor gou hier, né? Eendag wat môreoggend kan wees of vanaand. Jou eendag wat oor 10 jaar wil kan wees of net nou, né? Jou eendag gaan jy voor God staan. En jy gaan geoordeel word volgens wat in die boeke geskrywe staan. Het julle geweet hierdie diens is in die boeke? In die hemel. OK. As julle nie weet wat se boeke ek van praat nie, in die boek van Openbaring dan sal jy lees. En hulle het die boeke geneem. Die boeke. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskrywe is. En dan het hulle 'n ander boek gaan haal. 'n ander boek. Die boek van die lewe. En maak nie saak wat in die boeke staan nie. As iemand se naam nie in die boek van die lewe geskrywe is nie, word hy in die poel van vuur gewerp. Vir ewig en 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 vir ewig. Julle dink julle ons moet aandag gee aan hierdie boodskap?
Julle hierdie boodskap, né, gaan eendag wanneer jy voor God staan, dan gaan hierdie boodskap voor jou speel. Dan gaan hy sê, onthou jy ek het deur my dienskneg hierdie boodskap vir jou gestuur. Onthou jy dit? Dan gaan jy dit nie kan ontken nie, want onthou net in die hemel kan jy nie lieg nie. Jy gaan hard probeer om te lieg, as jou mond oop gaan, dan praat jy die waarheid. Jy gaan dit nie reg kry nie. Jy sal dit nie kan reg kry. Ek glo my, jy gaan dit nie kan reg kry nie. Jy gaan net skuld erken. Né? Hy gaan sê, onthou jy daai Sondagoggend het ek deur my dienskneg hierdie boodskap direk na jou toe gestuur. Dan gaan of een van twee goed daarna deur God gespreek word. Waarom het jy nie geluister nie? En waarom het jy nie aggeslaan toe hierdie woord uitgegaan het nie? Gaan weg van my aangesig en word saam met die vervloektes in die poel van vuur gewerp. Of die volgende woorde gaan by God uitkom. My goeie en getroue dienskneg, toe ek gespreek het, het jy geluister. Toe ek geroep het, het jy gekom. Jy het jou sonde bely, jy het bely. Toe daar uitroep van belydenis gekom het. Daar het 'n woord gekom, jy het geluister. Jy het aan my vasgehou en jy het gesê, Vader, Here God, Almagtige, Helper, verander my, help my. Ek wil in hierdie weë wandel en ek verwerp die dinge. Ek verwerp die dinge, my Vader, wat in weerstand met hierdie boodskap kom. Daarom my seun, daarom my dogter, gaan in die heerlikheid van jou Vader in. Julle, watter een wil jy hoor? Watter een wil jy hoor? Ek het nou net 2 weke terug nou weer besef hoe vinnig die dood kom. So. Dood is nie 'n verskriklike ding nie, hoor. Jy maak so, tjik, dan staan jy aan die ander kant. Dis hoe vinnig die dood kom. Jy's nog hier, dan sê jy daar. Nee, en dan word jy vir ewig en ewig geweeg. Nou hoor hierdie stukkie. Ek maak jy oop, hierdie is nie in my voorbereiding nie. Ek dank die Heilige Gees vir sulke goed. Hierdie is nie in die voorbereiding nie. Ek maak oop, hier staan in die gedeelte wat ons gelees het, Jesaja 59, né? Net bietjie laer af. Staan daar, vers 4. Daar is niemand wat aanklaag in geregtigheid. En niemand wat 'n regstryd voer in waarheid nie. Hulle vertrou op nietigheid en spreek valsheid. Dit beteken hulle lieg. En met moeite gaan hulle swanger en baar onheil. My oë val hierop. Kom ons kyk, kom ons haal die skrif gou, ons trek hom bietjie uitmekaar. Daar is niemand wat aanklaag in geregtigheid nie. Daar is niemand wat vir die mense sê dat die woord van God sê, as jou wandel nie so is nie, gaan jy die koninkryk van God nie ingaan nie. Hy sê, ek kry meer niemand wat so praat nie. Daar is niemand wat aanklaag in geregtigheid nie. Julle weet hulle hardloop weg van die predikers wat reguit preek, né? Julle weet dit, né? As jy hierdie woord, julle luister gou vir my, as jy hierdie woord vir woord vir die mense preek, né, haat hulle jou oor die algemeen. Ek praat nou nie, ek hoop nie van die groter meerderheid van Christene nie, maar okay, né? Die mens wil getroos wees. Hy wil hoor ek is reg. Ek het agtergekom, ons lees tot die belangrike goed in die skrif mis om te hoor ek's reg. Kom nou. Nou, ons lees dit mis want jou brein wil dit nie vat nie, hy wil dit nie hê nie. Ek kon nie verstaan toe Paulus gesê het my evangelie is nie na die mens nie. Gewonder ek, waarvan praat hy? Nee. Toe kom ek agter, die mens is in vyandskap met baie van die goed wat hier staan. Hulle slaan in 'n rebellie uit. Nee. So moenie in 'n rebellie uitslaan nie. Sê Here, sny my met die swaard van die Gees. Here, transformeer my. As jy iets hoor wat in jou lewe nie reg is nie, sê Helper, sit 'n dissipline in my en help my om te doen wat ek moet doen. Okay, so. Daar is niemand wat aanklaag in geregtigheid nie. Daar's niemand
wat 'n regstryd voer in waarheid nie. Dit is nou soos wat ek nou doen vanoggend. Ek voer 'n regstryd in waarheid. Ek sê vir julle dat in Romeine 8 staan daar baie duidelik, hy wat na die vlees lewe sal sterwe. So julle, as jy met jou wêreldse musiek, luister gou hier. Né? Daai lekker. Boom, boom, boom. Yes. Doen ek hom reg? Né? Is ek nie goed genoeg nie? Julle, luister gou hier. Julle, ek wil hê julle moet ietsie hoor vandag. Alles gaan oor gees. Alles is gekoppel aan gees. Of 'n donker gees, of 'n gees van die lig van die waarheid van God. Daar's net twee. Watter een het jy lief? Ek hoor gisteraand 'n getuienis. Nou gaan jy skrik. Jy gaan die rebellie nou uitslaan. Watch nou hier. Hier gaan die weersin nou kom. As julle gereed, sit julle helmets op. Ek hoor die getuienis van 'n man wat van 5 jaar oud as 'n satanis grootgemaak is. Né? Maar die Here het vir hom gepluk hoor. Toe het hy bygekom toe hy ouer is, toe die Here hom gered. Toe sê hy, country musiek is dodeliker, baie dodeliker as rock. Country musiek, die gees wat op country musiek is baie sterker as die gees van duisternis wat op rock musiek is. As julle wil, dan sal ek die getuienis maar vir julle aanstuur as julle my nie wil glo nie. Toe sê hy daar, hulle gebruik twee goed in country musiek. 'n tune wat jou laat met woorde van dood. Hy sê, gaan kyk country musiek, gaan kyk na hulle woorde. Gaan kyk na die woorde binne in country musiek. Hy sê, hulle is almal dood. Ek hoor word ek gejudged nou. Ek mag dit nou nie gesê het nie. Maar sê vir my, ek wil jou net 'n vraag vra. As dit waarheid is wat ek nou sê, né? Moet ek dit sê? Wil julle hê ek moet dit sê? Is julle doodseker? Wil nie lekker hel toe gaan? Of wil jy eerder jou losruk van die dinge? Julle luister eens, jy moenie laat die Satan in hierdie sekondes nou vir jou lieg nie, hoor. Ek weet al vir baie jare, né, dat hierdie mooi wêreldse musiek jou verder van die Here af weglei. Dis nie net country nie. Kom ek gaan vir julle sê, ek weet al vir baie jare dat mooi wêreldse musiek mense verder van Jesus af weglei. Maak saak hoe mooi is hy nie. Hy ou praat toe verder nog. Hy sê en wat ons die Christene die meeste mee gevang het. Né? Die meeste mee gevang het. Hy sê, is hierdie mooi wêreldse flieks. Want die Christen sê, hulle vloek nie. Né? Hulle doen nie lelike goed daar nie. Né? Hy sê, maar hulle weet nie die gees wat daar agter dit is. En ons maak hulle net stywer en stywer en stywer vas aan duisternis. Dis wou julle hierdie gehoor het. Ek kan die boodskap gou verander. Ons gou 'n ander boodskap toe gaan. Wou julle hierdie gehoor het? Wil jy gered wees? Wil jy afsny wat jou hel toe sal sleep? Julle luister gou hier. As die Bybel vir jou sê dat die Satan kom na jou toe as 'n engel van die lig. Hoe lyk 'n engel van die lig? Nie daai swart engele as jy YouTube opgaan, daai goed met die horings en die rooi oë nie. Nee, nee, daai een, hy lyk soos Lucifer in die hemel gelyk het, voor hy sy val gekry het. Né?
Hy lyk so, hy skyn van lig, hy het goud op hom, hy kom, hy lyk asof hy die regte ding is, maar hy het 'n slinkse sluipplan. Julle luister gou, julle hoor gou hier, ek het al hoeveel keer in die kerk uitgeroep, julle moet bid vir 'n skerp gees van onderskeiding. Wat daai, jy hoor wat sê daai bekeerde Satanis, né? Hy sê, en hierdie is iets wat ek in die kerk toe hy dit sê, toe sê ek nee, hierdie ou is reg. Hoor wat sê hy? Hy sê pas op om kerk toe te gaan en net te gaan sit en luister na die woord. Hy sê jy moet baie pas op. Hy sê as daai prediker preek, dan maak jy jou Bybel oop. Hy sê dan lees jy saam met hom. En dan kyk jy of wat hy sê dieselfde is as wat hier staan. Hy sê jy sal nie verstaan hoeveel sataniste staan agter die kansels nie. Hy sê toe hy diep in die ordes in was, ek wil hê julle moet hierdie goed hoor vandag, want ek wil hê julle moet die goed wat ek vir julle uitroep, wil ek vir julle ernstig, moet julle dit opneem. Hulle kom na jou as 'n engel van die lig, asseblief, né? Hy sê, hulle vandat hy klein was, werk hy saam met hierdie, hy was in die diepste binnekring in. Hy sê, jy gaan nie weet hoeveel sataniste staan agter 'n kansel nie. Hulle praat die mooiste woorde, maar hulle draai net heeltyd die waarheid. Né? Dat jy verlore sal gaan. As ek vir julle sê, bring jou Bybel. En ek hou nie van 'n elektroniese een nie, tensy jy nie anders kan nie. Né? As jy nie daai skrif kan lees nie, jy het nodig om te vergroot, okay, doen dit. Maar ek het 'n liefde vir 'n fisiese Bybel. Né? En as jy nie die ou 1933-53 vertaling het nie, kry hom, dis die regte een. Dis die naaste een aan die oorspronklike Hebreëus wat nie verdraai is nie. Nie die belangrike goed uitgehaal het nie. Julle, ek kom vandag na julle toe. Bring jou Bybel kerk toe. Né? En as ek sê Jesaja 59, dan sê jy, waar is hy? Okay, ek weet nog nie waar is hy nie, maar kom ons kyk gou hier voor op wat se bladsy is. Jesaja 59. En dan blaai jy soontoe. Dis 'n bietjie moeite. Doen dit. Julle doen dit. Né? Leer die woord. Lees wat daar staan. Evalueer of wat van 'n kansel af uitkom reg is. Vra die Heilige Gees om jou te lei. Amen. Julle stem jou gees saam met wat ek vir julle vandag sê. Klink wat hierdie ou sê reg? Klink dit reg wat hy sê? Julle, as hy die Bybel aanbeveel en jy luister nie sommer na 'n prediker van voor nie, en jy lees en jy kyk dat alles in plek en in orde is en jy vra die Heilige Gees om die goed vir jou uit te lê. Julle, doen dit. Okay. So weet julle wat so nice is? As ek volgende Sondag 'n skrif vir ons oopmaak en ek hoor net want die gaan nie blaaie. Nee, en ek hoor net hoe soek julle. Nee, dit klink of dit klomp duwe opstyg. Nee, want julle is hier in die Bybel besig om plek te kry. Weet julle hoe wonderlik sal die Heilige Gees, nee, sal tussen julle beweeg en oor julle en op julle wees. Want julle is soekend in God se woord. Doen dit. Okay. Nou sê hy, daar is niemand wat aanklag en geregtigheid nie. Daar's niemand wat 'n regstryd voer in waarheid nie. Hulle vertrou op die nietigheid. Kan ek vir jou van die nietigheid noem? Wil julle weet wat se nietighede is daar? 'n Aftreepolis. Dis 'n nietigheid. Dit beteken nie jy moet hom nie hê nie. Dit beteken jy moenie op hom vertrou nie. Jy moet op die Here vertrou. Julle lewenspolis. Né? Baie het lewenspolisse. Sommige is tot die oortuiging hy moenie hê nie en ander is tot die oortuiging hy moet hê, né? Ek sê vir jou, die Here het ook vir jou 'n verstand gegee om helder te kan dink, né, en te sorg. Nou gaan ek skrif vir julle kwoteer vir jou ou dag, né? En te sorg, né, vir die wat jy nalat. Wil God hê jy moet hierdie aarde verlaat en jou vrou moet op straat wees onmiddellik? Wil God dit hê? Is dit God se wil? En jou kinders moenie versorg wees nie. Né? Kry jou huis in orde. Sorg dat jou goed in plek is. Goed. Hoor nou.
So nou sê hy, en vertrou nie op nietigheid, ja, nietigheid. So dis geld, dit is aardse sekuriteite. Aardse sekuriteite. My vrou sê altyd, sê ietsie baie mooi. Dan sê ek, nee, jiggie, ons moet 'n hond kry daar op die plaas, né? Ons moet dalk so 10 kry. Né? Ons gaan nou Rolf. Hoor wat sê my vrou? Man, 'n hond kan my nie beskerm nie, God beskerm my. Dis Sanemi. Sy sê so 'n stryd, 'n hond kan my nie beskerm nie. Sy sê die Here beskerm my. So hoor nou, en ons het al honde en honde en honde gehad. Hoor hom net reg. Nee, en ons het 'n ou jockey hier agter op die plaas. Julle het hom al hier voor ontmoet. Hy het al gehelp dat hulle nie 'n skaap steel nie. Prys die Here. So, maar hoor net hierso. Ek sê nie, ek slaap vanaand lekker wat 'n jockey is daar op die plaas nie. Nee. Jou vertroue, julle in alles. Vertrou nie op die nietigheid nie, vertrou op die Here. Die Here, alhoewel ons nog op hierdie aarde is en ons leef nog en ons goed wat betaal moet word. Jy kan sê, nee, ek gaan die Here vertrou om te voorsien. Ek gaan nie my huispaaiement hierdie maand betaal nie. En ook die volgende maand nie, en die maand daarna ook nie, want die Here, nee, hy sorg vir sy kinders. Kan julle sien, verkeerde, nee, maar vertrou nie op die nietigheid nie. Jou vertroue moenie op die dinge wees nie, maar op die Here God, die Almagtige. Amen. 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 Goed. Right. Okay, so het ons dit. Ek gaan net tot daar gaan. Net tot daar. Hier is 'n gedeelte wat ek met julle wil deel, wat ek vanoggend in die bidkamer kry het. Ek sou die diens geopen het met hierdie, maar nou open ons sommer nou. Hoor gou hier. In Psalm 97, hoor wat staan hier. Ek wil hê, want die Here wil hê, jy moet weet wie dit is wat jou gekoop het. Nee? So luister net na hierdie Psalm. Volgende keer, dan lees ons almal die Psalm. Uit ons Bybels uit. Okay. Alright. Hy sê, die Here is koning, laat die aarde juig, laat baie eilande bly wees. Hy sê, wolke en donkerheid is rondom hom, geregtigheid en reg is die grondslag van sy trou. 'n Vuur gaan voor sy aangesig uit en steek sy teestanders rondom aan die brand. Sy bliksems verlig die wêreld, die aarde sien dit en bewe. Julle? Okay, wie was al deur 'n weerligstraal? Kom ons begin op die ergste, raak geslaan. Enige iemand al gesjok deur die Okay, wie was al naby om raak geslaan te wees? Hier's een, daar's een. Okay, amen. Alright, nou kan ek vra, né? Was dit skrikwekkend? Julle, die krag van God word in die weerlig in 'n mate vir my en jou getoon. Maar net in 'n mate, want ek glo God se krag ver bo weerlig. So hoor nou hier, nou sê hy, wolke en donkerheid is rondom, geregtigheid en reg is die grondslag van sy trou. Vuur gaan voor sy aangesig uit. Hierdie is nie beeldspraak nie, hierdie is rarig. Toe die volk in die woestyn was, en manne het vreemde vuur voor die Here gebring, het die Here hulle verteer, fisies. Hulle het weggesmelt, is weg. Die Here het hulle verteer. Vuur gaan rarig voor die aangesig, regtig vlamme, soos jy dit ken op aarde, maar dit is 'n consuming fire. Gaan voor die aangesig van die Here uit, en niks kan voor dit staande bly nie. Nou sê hy, en hy steek sy teestanders rondom hom aan die brand. Sy bliksems verlig die wêreld, die aarde sien dit en bewe. Berge smelt weg, soos voor die aangesig van die Here, voor die aangesig van die Here van die hele aarde. Smelt weg soos was. Weet al gesien hoe smelt was oor 'n vlam? Hy loop soos water. Goed. Die hemele verkondig sy geregtigheid, vers 6, en al die volke sien sy heerlikheid. Is dit nie amazing nie?
Hoor nou hier, vers 10. Hierdie een, jy druk nou daar binne in jou hart op daai, jy weet daai rooi knoppie wat sê rekord. OK, rekord. Dat jy weer daarna kan luister. En weer. Hoor wat staan in vers 10. Hoor nou. O liefhebbers van die Here, haat die kwaad. Haat vuil taal. Haat welis, perversiteit, pornografie, drugs, haat dit. Haat demoniese aktiwiteite, haat dit wat ander kwaad doen, haat dit. O liefhebbers, hoor wat sê hy sê, o liefhebbers van die Here, haat die kwaad. Hy bewaar die siele van sy gunsgenote. Hy red hulle uit die hand van die goddelose. Ek kan vir julle vandag sê, weet julle kom gebeur baie goed doen, baie keer met mense. Nee, hulle wandel nie naby aan die Here nie. Hulle is nie in daai heeltyd in 'n teenwoordigheid, in 'n godsbewustheid en praat met die Here en maak die Here alles 'n deel van hulle lewens nie. So, dan is hulle in die beskerming, dan is hulle buite die beskerming. Dan is hulle weer in die beskerming en dan is hulle weer buite. Nou daar buite, dis waar jy geslaan word. Nee, dis waar die goed gebeur. Nee, so wees so veel as moontlik binne in sy teenwoordigheid van sy heerlikheid. Hy bewaar die siele van sy gunsgenote. Hy red hulle uit die hand van die goddelose. Die lig is vir die regverdige, hoor hoe mooi sê die, gesaai en vrolikheid van die opregtes van hart. Die lig is vir die regverdige gesaai. Die bloedgewastes is die regverdiges. En as jy soekend vir hom is, julle, hoe saai 'n saaier? Vir jou en oor jou word lig heeltyd gesaai as jy die Here soek. Amen. Amen. Halleluja. So nou. Psalm 37. Gaan kyk gou daar. Het ons hom klaar gelees? Ek wil sê, ek hoor net mense praat. Tog ek hom nou regtig klaar gelees? Dink jy so nie? OK, hier is die sleutel julle, hier is die sleutel. Wie sal 'n goeie lewe op die aarde wil hê? Op die aarde 'n goeie lewe? Amen, amen. OK. Goed. Wie sal die hemel wil beerwe? Die hemel, eendag hemel toe wil gaan? Amen, amen. Right. Goed, né? Wie sal vooruit wil gaan in die lewe? Amen. Right, goed. Psalm 37. Vers 3. Vertrou op die Here en doen wat goed is. Bewoon die aarde en beoefen getrouheid. Julle luister gou hierso. Hy het so pas vir jou gesê hoe jy moet lewe. As jy wil hê dit moet goed met jou gaan. Ek het vanoggend opgestaan. Nou wat vir in een ou se oë is 'n goeie lewe, is dalk in die ander ou se oë nie vir hom 'n goeie lewe nie. Maar toe ek tussen die bome deurloop, toe kan ek nie ophou om God te prys dat ek in hierdie natuur, in hierdie goedheid van hom kan wees nie. Vir 'n ander ou sal hy eerder as hy toe gooi word met 'n hoop goud dit dan uitroep. Maar 'n ander ou dalk as hy 'n mooi kar gekry het of 'n mooi bees of 'n stoetbil of 'n ek weet nie. Vir ons verskil van mekaar vir wat ons gaan sê, joh Here, dankie. Né? Maar vanoggend, toe my oë begin val op dinge rondom my, julle toe sien ek die goedheid van God om my, wat skrik vir niks nie. En toe ek dit sien, en is nie omdat ek so baie geld het nie, want ek het nie baie geld nie. Maar dit is nie waaroor dit gaan nie daaroor nie. Hoor gou hier, innerlike geluk.
Godserkenning, liefde, vrede, blydskap. Nee, toe kan ek nie ophou om God te prys nie, want ek sien net sy guns om my. Nou hoor gou hier. So vertrou op die Here en doen wat goed is. Bewoon die aarde en beoefen getrouheid. Vers 4. En verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Yes. Alright, hoe lyk dit om jou te verlustig in die Here? Kom. Nee? Ek's 'n ernstige Christen. Is dit om jou te verlustig in die Here? OK. As jy jou verlustig in iets, nee, raai wat, dan kan jy nie ophou om oor dit te praat nie. Nee, jy kan nie ophou om oor dit te dink nie. Is dit waarheid? Kom maar Japie, as ek jou nou daar, wat is die beste stuk land in ons land, omgewing, wat jy na toe sou wou gaan? Limpopo. Kom ons sê, ons gee vir jou die mooiste stuk grond in Limpopo, in die klowe, met 'n waterval en wild en alles. Dit kom beter gemaak. Nee, hy's reg. OK, nee. Hoor gou hier. As ek daai vir Japie nou gee, nee. As hy hier by die kerk kom en sê, pastoor, ek moet jou iets vertel. Ek het hierdie ding gekry. Nee. As hy in die diens sit, let hy glad nie op nie, hy sien nie in die waterval. En die kudu's, en die voëls, en. Dis al wat hy sien. So hy is besig om hom te verlustig in dit wat syne is. Hy kan nie, hy oordink het, hy is heeltyd into it. Hy praat met opgewondenheid daaroor, hy kan net nie ophou nie. Julle luister gou hier, verlustig jou in die Here. Verlustig jou in die Here. Ons het ons verlustiging verloor. Dalk is dit omdat die liefde so bietjie dood gegaan het. Dalk is dit omdat ons 'n nuwe liefde besig is om na te kyk. Pas op. Wat God jou gegee het is goed. En daar's niks beter as dit nie. En ek kom vandag na jou toe, julle. As die woord wat nie gebreek kan word nie, en God wat sê dat ek wakker is oor my woord om my woord te volbring. Julle, glo julle daai wat ek nou quoteer het. Die woord van God kan nie gebreek word nie. En God is wakker oor sy woord, om sy woord te volbring. Wakker, om dit in vervulling te laat kom. As hy dan sê in sy woord, verlustig jou in die Here. En hy sal jou gee, die begeertes van jou hart. Hy wat wakker is oor sy woord om dit te volbring. Dink jy hy sal dit vir jou doen? Ag julle, hy gaan dit obviously, verseker. Jy hoef nie eens op te check nie. As jy nog check, het dit gebeur. Luister vir my. Maar die sleutel in dit is, verlustig jou in die Here. Nie in, ek gaan kry die begeertes in my hart nie. Daar mis jy dit. Die sleutel is, verlustig jou in die Here. Ja, Here, ek het U so lief, Here. Hierdie is om jou te verlustig in die Here. Ek het U so lief. O Here, U is so groot. U is God, Here. O Here, kom nader aan my. Here, ek wil U voel, Here. Ek wil U ervaar, Here. Here, amazing, groot, almagtige God. As jou oë oop gaan in die oggend. Here, is U hier, Here. Want ek het U lief, Here. Begin om dit te doen. As jy dit nie nou doen nie, begin om dit te doen. Begin om dit te doen, julle. Begin om so te leef. Sê vir jou man, sorry, ek het die Here liewer as vir jou. Sê hom. Sê vir jou vrou ook, sorry, ek like jou baie, maar daar's iemand wat ek meer like. Ja, dan gaan sy kwaad wees. Nee, dan sê jy moet onmiddellike follow-up hê. Dan gaan jy wel pak kry, dan sê jy vir, maar ek het die Here liewer as
as vir jou. En nou manne en vroue, jy wil hê jou huweliksmaat moet die Here liewer hê as vir jou, want dan gaan jy 'n liefde smaak wat jy nog nooit geken het nie. Vir jou vrou, vir jou man. Amen. Okay, julle luister gou hier. Ek wil ons laaste gedeelte met ons doen, maar ek wil hierdie ding vasmaak. Hierdie ding mag nie van ons weggaan nie. Okay, verlustig jou in die Here. Verlustig jou in die Here. Kom aan, julle, as jy hier uitloop, dan sê jy, God is goed. God is goed, God is groot. Here God almagtig, Here. Here, kom besoek my 'n bietjie vandag toe, asseblief, Here. Dis iemand wat hom aan die Here verlustig. Kom raak my so 'n bietjie aan, Here. Kom openbaar Uself aan my. Hoor gou hierso julle. Nou kom my visioen terug wat ek nou gehad het. Ons is besig om so te aanbid. En ek begin in die gees en sien en hier begin die Hebreëse skrif voor my te hardloop nou op die scrolls. Nou, ek kan ongelukkig nie Hebreëus lees nie. Dan kyk ek dit so. Ek sê, Here, wat is dit? Maar so uit die donkerte uitkom hierdie scrolls en ek sien hier is die Hebreëse skrif. Die hardloop het voor my. Ek sê, Here, ek kan nie Hebreëus lees nie. Wat probeer jy vir my sê? Ek sê, ek wil nie nou hê jy moet weet wat daar staan nie. Ek probeer iets anders vir jou sê. Ek sal my verborgenhede aan jou begin openbaar. Dit wat jy nie geken het nie en dit wat jy nie geweet het nie. Nee, as jy jou in my verlustig. Kom ons gee die Here hande. Amen. Halleluja. Ag nee, julle, hierdie wêreld's flou, hè? Het julle hierdie wêreld's flou. En al die genot wat hy kan gee, man, dit is soos, wat is dit? Baie flou sop. Wie het al baie waterige sop geëet? Dis hierdie wêreld. Jy moet, en dan moet jy dink, dit is nou 'n stukkie wortel wat in is, om 'n smaak te imagine. Dis hierdie wêreld. Maar ek sê vir jou, dat die Here, as hy vir jou iets sê, dan is dit soos 'n T-bone met 'n lekker stuk vet op. Met 'n man, die sous is reg, alles is reg, en jy kou aan hom en jy geniet elke oomblik. Julle, die Here, die koninkryk van die hemele, sy teenwoordigheid, julle, hierdie wêreld, sê ek nou vir julle, is flou, is dof. Julle kan jou nie plesier gee nie. So kom nou oor dit, en hou op om die plesier van hierdie wêreld te soek. Daar is 'n blydskap in die verborgenhede wat jy moet by uitkom, en wanneer jy jou in die Here begin verlustig, gaan hy hierdie dinge vir jou begin oopbreek. Amen. En jy gaan dit ontvang. Amen. Goed. Alright. Nou gaan ek 'n psalm vir ons lees wat niemand ken nie. Wie wil raai? Ek gaan Psalm 91 gaan ek vir julle lees. Maar ek sê omdat wat niemand ken nie, want almal ken hom, maar hulle ken hom nie. En ons dink ons ken hom, en ons dink ons weet wat sê hy, maar dan mis ons. Amen. So moet hanteer hom nou asof jy hom regtig nie goed ken nie, en suig elke stukkie in. Okay, goed. So nou gaan ons hom ook anders doen. Ons gaan hom van agteraf lees. Nie van vooraf soos ons altyd doen nie. Want die tweede laaste versie is die belangrikste van die hele Psalm. As jy hom nie het nie, werk niks anders in daai Psalm nie. Niks nie. Jy kan hom uit jou kop uit ken, jy kan hom maar opsê, jy kan hom teen jou yskas plak, jy kan hom jou voordeur plak. Jy kan hom agter op jou kar print, hy werk nie. As jy nie daai tweede laaste versie het nie. Maar hoor wat sê hy. Hy sê in Psalm 91 vers 14, omdat hy my liefhet, sê God. Omdat hy my liefhet, daarom sal ek hom red. En ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Julle, nou moet jy daai vasmaak. Die hele Psalm 91 wat jy al soveel keer quoteer het, hang net aan dit. En niks van Psalm 91 werk vir jou as jy nie vers 14 het nie. Die hele Psalm 91 gaan daaroor, omdat jy die Here God, die Almagtige,
waaragtig lief het, omdat jy hom lief het, né? Werk alles wat in hierdie Psalm staan. So nou, vraag, voor ons hom lees. Het jy die Here God, die Almagtige, waaragtig lief? Spreek jou dade daarvan. Spreek jou dade, dat jy die Here God, die Almagtige, lief het. Want dade spreek harder as woorde. Julle weet, ek het my vrou lief. Né? Nou al amper, ja, ons kom nou vir 34 jaar. Maar in die cash, né? Nie eens lang, dit is nou al 34 jaar. Daarom so ek gedate voor ek al getrou het. Okay, so hoor nou hier. Ek het my vrou regtig lief gehad. Toe spreek my dade, wil ek het dan nog steeds lief, skus, ek moet nou mooi praat. Nou, okay, hoor gou hier. Toe spreek my dade harder as wat woorde sal spreek. Weet julle wat was tussen my en my vrou? 'n berg. Ja, dat was 'n berg. Né? Ek het in Wonderboom gebly aan hierdie kant van die berg. Sy het in Waverley gebly aan die ander kant van die berg. En hulle bou nie 'n pad oor dit nie. Ek was lus om skryf vir hulle. Bou 'n pad net hier oor. Sy bly net hier. Ek kan nie daar uitkom nie. Julle het my dade harder as my woorde gespreek. Elke middag as ek van die werk af kom, man, dan stort ek en ek trek aan en ek doen alles, né? En ek borsel tande en ek peppermintjie en alles, né? Maar dit gebeur so. Zip, 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 zip. En dan sien jy, ek het in Nissan Sentra XLE Coupe gery. Nee? Wat is dit? Kan nie daai XLE mee mooi onthou nie, maar in elk geval, né? Dan jaag ek om die berg. Om daar, by Voortrekkerstraat se kant, né, oor te gaan. En toe gaan sit hulle spoedboltjies aan die ander kant. Nou ja, jy moet sien hoe vlieg ek met daai Nissan van my daai spoedbolt. Ek's op pad na Sanami toe. Weet julle hoekom? Ek het haar lief. Ek sal later die shocks vervang. Ek het haar lief. Ek wil by haar wees. En dit het elke aand gebeur. Sy moes nou vir my sê, jy kan nie so baie hier na toe kom nie. Dan maak as 'n reëling en breek ek die reëling, maar dan is ek weer daar. Want ek het haar lief. Okay. Want my dade het harder gespreek as my woorde. Omdat jy my lief het, sê die Here. Nou, liefde is, jy sal lief wees om na sy huis toe te kom. Hoekom? Want hy sê, ek is in die midde van die gemeente. Jy sal lief wees om sy woord te lees. As jy hom lief het, sal jy lief wees om sy woord te lees, né? Nou, hoekom? Want hy is sy woord. Hy is sy woord, julle. Hy is sy woord. Nou, jy kan nie. Dan sal jy lief wees om sy woord met mense te deel, né? Jy kan nie, jy raak so opgewonde oor wat jy hier raak lees, jy moet dit vir iemand gee. Jy sien, as jy die brood alleen eet, gaan jy vet word, né? Maar as jy die brood uitdeel, dan gaan almal gevoer word, né? Omdat jy hom liefhet, deel jy uit wat jy van hom af ontvang. Jy kan net nie stil bly nie. Jy moet hom hê. Amen. Amen. Jy moet die Here hê. Dit was my vrou, né? Ek het haar 7 maande geken toe is ons getroud, want ek moes haar hê. Ek was lief vir haar, julle, en ek is nog steeds lief vir haar. Dis ek sy nog by my is. Hier is die ander ding. Vir wie jy lief is, jy bly by hulle. Al dien jy die Here 80 jaar, as jy vir hom lief is, bly jy by hom. En jy begin nie ander weivelde soek nie. Okay. Omdat hy my lief het, sê God, daarom sal ek hom red en ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. En nou kan ons Psalm 91 vers 1 lees. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug, my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Julle, hier is 'n geestelike plek, hoor. As jy dit nie geweet het nie, daar's demone in die lug. As jy dit ontken, nee, jy sal hulle later ontmoet. Okay? Daar's demone in die lug. Hy sal my red van magte, kragte en duiwels wat werk om my te na te kom.
En raai wat? Jy het al hoeveel keer is jy uitgered en jy weet dit nie eens nie. Want jy's gered. Meeste van die kere wat God demone plat geslaan het, engele opdrag gegee het, wat goed nie oor jou gekom het, wat oor jou sou kom, die meeste van dit weet ons nie eens van nie. Hoekom nie? Want hy het jou beskerm. Maar hy vra dat jy hom sal lief hê. Dat jy hom sal lief hê. So hoor nou hier, hy sal my red van die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuel sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n panser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag en vir die pyl wat bedags vlieg nie. Kom aan julle, omdat jy my liefhet. Omdat jy my liefhet, sê die Here. Nou, het jy hom lief. Kom aan julle, het jy hom lief, né? Besluit, as jy voel jy die Here nie lief genoeg gehad tot op hierdie stadium nie, né? Besluit dit sommer nou. Sê, Here, nou gaan ek U lief hê, nog meer as ooit van tevore. Here, want alles draai om U liefde. Here, ek gaan U soek. Ek gaan my behaag gaan in U wees in alles wat ek doen, Here. Ek wil U by my hê. Soos wat daai pastoor om my berg gejaag het, net om sy vrou by te kom kuier. 'n Berg is nie 'n probleem nie. Petrol ook nie. Liefde is groter. Hoor nou hier. As jy jou dek met sy vlerke en onder sy vleuel sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n panser. Jy hoef nie te vrees, hier kom hy, vir die skrik van die nag en vir die pyl wat bedags vlieg nie. Okay, ek wil gou hier by vers 6 of 5 stop. Die Here wys vir my, hier's mense wat thrillers kyk. Hier's mense wat moordverhale kyk, né? En die Satan gebruik dit, né, om 'n gees van vrees, okay, nommer 1, om vrees by jou in te boesem. Deur daai fliek. Begin vrees by jou inboesem, thrillers. Jy weet al daai goed, horrors. Nou gee hom 'n naam, né, daai bang maak goed, waar daai musiek so begin so deur die ding. Nou, jy weet, en as donker en die vrou is bang en jy sit daar op die bank. En hier is so deur oop. Kom in demone, kom in. Jy stop moord, geweld, thrillers en al hierdie goed onmiddellik. Bely dit voor die Here as jy dit nog kyk. Sê Here, ek is jammer, vergewe my, bedek my met die bloed en was my en reinig my. Okay? Amen. Goed. Hy sê as jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag en vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel en vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Die pes wat in die donker wandel. Jy hoef nie, julle hoor gou hierso. Ek gaan gou iets kanselleer gou. Net op hierdie oomblik. Gevreesde siektes. Dit is nogal interessant dat hulle dit gevreesde siektes noem. 'n Bangmaak siekte. Né? Is jy bang vir kanker? Is jy bang vir 'n hartaanval? Né? Is jy bang vir Alzheimer's? Nou, kom aan. Nou, is jy bang vir daai goed, né? Jy maak jou deur oop. Die vyand kom om te slag en te steel en te verwoes, né? Ek sê nou vir jou, nou in hierdie oomblik, né? Julle kom ons staan almal. Ons gaan nou gou in eenheid, gaan ons gou teen hierdie goed opstaan. Ek voel ek moet dit nou doen. Ek voel ek moet dit nou op hierdie oomblik doen. Julle hoor gou hierson. Ek gaan begin met, jy vrees niks. Kom aan, het jy die Here lief? Het jy die Here lief? Dan vrees jy niks. Jy vrees niks. Jy vrees nie finansies nie. Jy vrees nie die balhie nie. Jy vrees nie die skelm wat in die donker met sy pangas en sy goed. Jy vrees niks. Amen. Vrees maak die deur oop. Amen. Kom bid gou saam met my. Vader, in die naam van Jesus Christus, bely ek nou, as ek enige iets gevrees het, of as ek iets nou vrees, dan bely ek dit voor U. En ek vra U nou, dat U die krag daarvan nou sal breek. Met die bloed van Jesus Christus. En dat U my nou vry maak daarvan. Ek roep dit nou in my lewe. Ek is vry. Ek is verlos. Ek is gekoop deur die bloed van die lam. In Jesus Christus
se naam. Daarom hoef ek geen onheil te vrees nie. En ek ontvang dit nou, Vader, in Jesus Christus se naam. Amen. Kom gee Here hand. Amen. Kom ons sit net gou, ek wil net gou vinnig klaar maak julle. OK, goed. Right. Hoor hierdie een. Al val daar 1000 aan jou sy en 10.000 aan jou regterhand, vers 7, na jou sal dit nie aankom nie. Ek glo dit. Julle, ek glo dit met my hele hart. Na jou sal dit nie aankom nie. Amen. Daarom, nou sê hy, net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Jy sal sien hoe kom hierdie goed oor die goddelose mense en hoe val dit op hulle. Maar na jou sal dit nie aankom nie. Glo jy vanoggend God se woord? God is wakker oor sy woord om sy woord te volbring. Het jy die Here lief? Het jy die Here lief? Verlustig jou in die Here. Verlustig jou in die Here. En hy sal vir jou gee die begeertes van jou hart. Môre, Here. Jesus, ek het U lief, Here. Here, gaan saam met my deur hierdie dag, Here. Lei my deur die Gees, Here. Openbaar Uself aan my. Wie het al vir die Here gevra, verskyn aan my? Ek ook. Hoor gegooi, dis omdat jy hom lief het, julle. Jy het so smagting, om 'n ontmoeting met hom te hê. Dis kom jy sê, ag Here, kom verskyn net aan my. Kom wys Jouself net vir my. Dis liefde wat dit doen. Het jy die Here lief? Nou sê hy, vers 9, want U is my toevlug, die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie, want hy sal sy engele aangaande jou gee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Hoor nou mooi vers 13. Op die leeu en die adder sal jy trap. Op die jong leeu en die slang sal jy vertrap. Wat sê hy eintlik hier? Daai leeu is nie die leeu van Juda nie. Dit is ook nie Mufasa nie. Ek het nou nie geweet om nou te beskryf wat 'n manaar in die wildtuin nie. Alright, hoor gou hier. Die Satan loop rond soos 'n brullende leeu. Die Here sê, jy sal bo op die Satan, jy sal hom trap. Het julle geweet die feit van die saak is, as jy in 'n regstand met Jesus Christus staan, is die duiwel hondbang vir jou. Sorry dat ek dit nou so uitspreek, maar ek weet nie om banger te beskryf nie. Hy is so bang vir jou. Julle, die Satan is regtig bang vir jou. Die Satan is bang vir jou. Op die leeu sal jy trap, op die Satan. Op die adder, jou slang, die draak. Die Satan sal jy trap. Jy sal hom vertrap. En ek sê nou vir julle, van vandag af vrees jy niks nie. Vrees na jou krag af. Vrees maak die deure oop. Vrees na jou krag af en vrees maak die deure oop. Ek vra jou weer, ek sluit af. Het jy die Here lief? Amen. Het jy hom regtig lief? Verlustig jy jou in die Here? Kom aan, verlustig jy jou in die Here? Dan hoef jy niks te vrees nie. Kom ons staan, ek wil vir ons bid. Halleluja. Voor ons bid, het jy hierdie woord ontvang? Ek gaan nou bid, hierdie woord gaan nou lewend, brandend lewend binne in jou word. Jy gaan hierdie woord leef. Verlustig jou in die Here, verlustig jou in die Here, verlustig jou in die Here en hê hom lief. Amen. Kyk, kom ons bid. Vader, ons kom na U in die naam van Jesus Christus, U Seun. Ek dank U vir hierdie woord, Here, wat U vanoggend na ons toe gestuur het, Here. O Here, my God, Vader, U red ons uit die kuil, Here. U red ons van die voëlvanger. U red ons van die verderflike pes, Here. Ons het U lief, Here, my God. Vader, daarom roep ek nou in die naam van Jesus Christus, die Seun van God, vir elke man, elke vrou, elke jong mens, elke kind om niks te vrees.
Ek spreek oor hulle dat die gees van die vrede en die liefde en die blydskap van die Heilige Gees, Here, hulle harte nou vul. Ek dryf die gees van vrees uit elke man, uit elke vrou, uit elke jong mens, uit elke kind in hierdie plek. Ek bestraf jou en ek bind jou werke. Gaan uit! In Jesus se naam. En ek spreek nou dat die liefde en die harmonie en die vrede en die blydskap van die Here elke hart in hierdie oomblik nou vul. In Jesus se naam. Amen. Kom ons sit julle. Ek gaan vra die mense wat my met nagmaal gaan help net vorentoe sal kom asseblief. Dankie Jesus, dankie Jesus. Halleluja. Halleluja. Amen. En die aanbiddingspan. Amen, amen. Prys die naam van die Here. Amen. En julle weet julle wat, né? Kry jou blydskap terug. Kry jou blydskap terug. Nee, moenie ou knol wees nie. Nee, moenie diknegtig en moedswillig en hardkoppig wees nie. Kry jou blydskap terug. Amen. Amen. Goed. Goed. Julle, ons gaan nou aan die tafel van die Here sit. Hierdie tafel bevestig hierdie boodskap so sterk wat ons nou by gaan sit. Want die woord van die Here sê, hy wat my bloed drink, en hy wat my liggaam eet, ek sal hom opwek in die laaste dag. Maar hy sê nie net dit dat hy jou sal opwek in die laaste dag nie. Hy sê ook, hy wat my bloed drink, en hy wat my liggaam eet. Nee. Hy sê, ek, dis Christus, en my Vader sal by jou kom woning maak. Siewer, hoe voel dit? Die Here sê, ek gaan by jou intrek. As jy aan my tafel sal sit. Ek gaan by jou intrek. Is dit nie wonderlik nie? En ek gaan in jou kom bly. So kom ons doen dit. Vader, ons kom na U in die naam van Jesus Christus, die Seun. En ek seën hierdie brood nou as die liggaam van Jesus Christus, wat vir ons aan die kruis gebreek is. Ons ontvang dit nou so, en ons dank U daarvoor. Amen. Amen. Ek gaan vra as jy die broodjie ontvang het, dat jy hom net in jou hand sal hou, dan sal ons almal saam nagmaal gebruik. Dankie. Dankie julle. Ja, Jesus. Was my witte sneeuw.
liggaam van Jesus Christus, wat vir jou aan die kruis gebreek is. Dankie Here, dankie Vader, dankie Jesus, sit ons maar agter jou. Goed julle, neem hierdie broodjie in jou hand, en weet, dat die liggaam van Jesus Christus is aan die kruis gebreek, sodat jy genesing kan ontvang. Sodat jy nie gebreek hoef te word nie. En dat hy nou op hierdie oomblik, heling vir jou bring. Maar nie net dit nie. Weet dit, dat wanneer ons hierdie broodjie nou saambreek, en wanneer jy hom so breek saam met my, weet dit dat die koning van die konings en die Here van die Here aan die kruis vir jou gebreek is. En 'n prys betaal het, sodat jy sy eiendom kon word. Amen. Kom ons neem die broodjie. En die Here Jesus het die brood geneem, en hy het dit gebreek. En hy het dit aan sy disippels gegee en gesê, neem, en eet almal hiervan, want dit is my liggaam, wat vir julle gebreek is. Vader, ons dankie, dat U Jesus Christus gestuur het. Vader, ons dankie, dat Jesus vir ons 'n offer aan die kruis geword het. En daarom ontvang ons nou die volle prys, van wat Jesus Christus vir ons betaal het. Vader, ons dankie, en ons ontvang dit nou in Jesus se naam. Amen. Vader, ek sien nou hierdie beker as die beker van die bloed van Jesus Christus, wat vir ons aan die kruis uitgestort is. Ons dankie nou daarvoor, Vader, en ons ontvang dit nou so, in Jesus se naam. Amen. Ontvang die beker van die bloed van Jesus Christus. Dankie Here, dankie Jesus. Amen. Ek gaan vra dat ons elkeen weer die bekertjie in ons hand sal hou en dat ons dan saam gebruik sal hê daarvan. Dankie. Oh
Dit was my winter lang en sien. Ons sê dankie vir die bloed van Jesus. Ons sê dankie vir die bloed van Jesus. Ons sê dankie vir die bloed van Jesus. Dit was my winter lang sien. Oor die bloed van Jesus. Oor die bloed van Jesus. Oor die bloed van Jesus. Dit was my winter lang sien. Ons sê dankie vir die bloed van Jesus. Ons sê dankie vir die bloed van Jesus. Ons sê dankie vir die bloed van Jesus. Dit was my winter lang sien. Amen. Ontvang die beker van die bloed van Jesus Christus, wat vir jou aan die kruis uitgestort is. Vader, ons prys U. Dankie Jesus. En ons dankie, en ons ontvang dit nou so. Sal jy hom daar? Dankie, Jan. Julle weet julle hoe groot ding is dit dat jy hierdie bekertjie in jou hand kan hou nou. Weet julle hoe geweldig is dit? Dat daar plus minus 2000 jaar terug die koning van die heelal uit liefde aan 'n kruis vir jou gaan hang het. En toe sy bloed gaan stort het, sy regverdige bloed gestort het, laat jy al jou sonde vergewe sal word. Dat daarvoor God eendag, wanneer jy daar kom, niks kan wees wat as 'n getuienis teen jou kan staan, as jy hierdie prys van die bloed ten volle aanneem nou vanoggend. En vir hom sê dankie en sê Here, ek prys U en ek dankie vir wat U vir my gedoen het. En daarom wil ek vir jou sê vanoggend, vat hierdie bekertjie, vat hom vanoggend en sê vir die Here dankie, ek gaan nou oor dit vir ons weer bid. Nee. Sê vir die Here dankie, want vanoggend word jy gereinig, geheilig, geregverdig, gesuiwer. En deur deel daaraan te hê, getuig jy vanoggend dat hy vir jou aan 'n kruis gesterwe het. En jy getuig uit jou gees uit dat jy neem die prys aan. Jy neem dit aan en jy sê vir hom dankie daarvoor. Dankie vir wat hy vir jou betaal het. Jy sê vir hom dankie. So ontvang dit nou. In Jesus se naam, kom ons bid. Vader, ons kom na U in die naam van Jesus Christus, U Seun. Here, ons weet ons is nie waardig nie. Here, en ons weet ons maak baie foute. En U weet dit ook, Here. En ons vra U vanoggend, Vader, in Jesus Christus se naam, om ons nou aan te raak. Wanneer ons nou deel het aan die beker van die bloed van die Lam van God. En dat U 'n diep werk deur die Heilige Gees binne in ons hart en ons gees sal maak. En sal doen.
Vader, en ek bid ook nou, Here, waar daar dalk sonde is wat oor enige een heers, wat nou in hierdie kerk is. Wanneer hy of sy van hierdie beker nou drink, dat die krag van die sonde verbreek word en hulle nou vrygemaak word. Ons dankie daarvoor en ons ontvang dit nou in Jesus se naam. Amen. Die Here Jesus het die beker geneem, hy het dit aan sy disippels gegee en hy het gesê, neem en drink almal hiervan, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat uitgestort word tot die vergifnis van sonde vir baie. Kom ons ontvang dit nou so. Dankie Here. Die krag van die sonde is verbreek. Die prys van die bloed is betaal. En ons ontvang die volheid van die werk daarvan, en ons sê vir die dankie Vader, in Jesus Christus se naam. Amen. Amen. Dankie Jacques, dankie. Amen. Goed. Was julle bly dat julle in die huis van die Here was vanoggend? Julle, weet julle wat, ek voel sommer 'n ander mens vanoggend. Amen. Amen. So kom ons gaan verbly ons in die Here. Nee, kom ons weet ons is deur die bloed gekoop. Nee, kom ons weet die prys is betaal. En weet hierdie, jy het 'n silwer skoon splinter nuwe wit kleed aan. Jou sonde is weggewas. Amen. Kom ons staan, ons gaan lekker saam sing, ons gaan die kollekte mandjies omstuur, ons gaan vir mense geleentheid gee om in die werk van die Here te saai. Van blydskap, my siel agter die Heer. Ons sing nou 'n loflied, my lewe bring hom Heer. Jesus is my vaste rots, ons sal ek